lees saam. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Wanneer? Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek het drink nie, laat u wil geskied. En toe kom hy en hy vind hulle weer in die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die 3de maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus, kyk, die uur is naby, en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Ek het jare gelede 'n gesprek met 'n kerkleier van die Ooste gehad wat my bybly. Hy het gesê, die Ooste weet om te waak en die Westerse kerk weet om te bid. En hy het dit so verduidelik. Die Weste weet om te bid. Hulle lees die Bybel en hy gebruik die ou Latynse uitdrukking vir een van die maniere van gebed en dit is lectio. Ons bestudeer die Bybel. Ons oratio, ons praat, ons kan verduidelik, ons kan verbaliseer. Ons het in ons spiritualiteit 'n neiging om na die kop toe te gaan en dan uit te reik na God toe. Teenoor die Ooste, wat waak, sê hy, wat geneig is om te meditatio, te mediteer, na te dink, te pyns oor die skrifte, te contempleer, contemplatio, net te wees en te sit in die realiteit van God se teenwoordigheid en van dit wat is. Die Ooste het 'n neiging om na binne toe te beweeg en meer na die hart toe, die gevoelendheid binne in die mens. Hy sê, vra vir 'n kind van die Ooste, waar is God? En hy sal vir jou sê, binne my. Vra 'n kind van die Weste, waar is God? En hy sê, in die hemel, my Vader wat in die hemele is. En hy maak die opmerking, hy sê, in Christus is van die Midde-Ooste af, wat nie beteken in die middel van die Ooste nie, maar tussen die Ooste en die Weste, hy is van die middel af. En ons moet poog, as Christene, om te waak en te bid. Die Ooste moet by die Weste leer en die Weste moet by die Ooste leer. Ek het die voorreg gehad om 'n week saam met hom en ander van die leiers te bid. En ek het 'n gevoel en 'n intuïsie en 'n snap dit gekry in die tyd saam met hulle en agtergekom, maar dit is so anders as waarmee ek groot geword het en wat ek gedink het daaroor. So, wat is dit om te waak? Wat is dit met Jesus as hy sê, ons moet waak en bid? Hy kry sy disippels in die slaap en hy sê vir hulle, kan julle nie net 1 uur wakker bly nie? So in hierdie geval beteken waak om letterlik wakker te bly. Maar dit is om bewus te raak, om te ontwaak, deur jou wakker bly, tot iets groter en tot iets meer. Hierdie wakker bly is 'n geestelike dissipline, deur dit te beoefen om iets geestelik te bereik, jou te onthou van die slaap. Ek onthou as 'n tiener, ek het ook nie groot geword in 'n tradisie waar daar so iets gedoen is nie, om deernag te bid byvoorbeeld nie. Die slaap te veg vir geestelike doeleindes nie. Ek kon nie glo toe ek daaraan voorgestel is nie, dat 'n mens so iets sal doen, vir wat, vir hoe? Die doel is nie net om nie te slaap nie, die doel is om wakker te word. Daar is sekere goed wat jy nie deur slaap kan regmaak, of wat deur slaap geskuif kan word in jou nie, maar deur wakker te wees. En hier is iets meer as 'n fisiese wakker. Om wakker te bly is om te ontwaak tot iets groter
en tot iets meer. Hulle vaak wees was as gevolg van droefheid. En agter hierdie droefheid was daar 'n lewensbeskouing, was 'n kyk wat's besig om te gebeur. Is dit maar waar is God in hierdie ding? En hulle het aan die slaap geraak vir God. Hulle het God gemis in dit wat besig is om te gebeur. Hulle was net betrokke by hulle self en by die fisiese gebeure wat daar in die gang was. Hulle was onbewus van God. So, en dit is waaroor dit gaan, en daarom vra Jesus vir hulle. Waak, wees wakker. Maar nie net fisies nie, maar sodat jy geestelik wakker kan word, binnekant kan ontwaak, 'n bewussyn kan kry dat God daar is. Jesus vra hulle om dit te doen, want hy dink hulle kan. Hy vra dit om vir hulle dit te doen, want hy dink, dit gaan net soveel beter wees, as julle wakker is. Nou, hier is 2 prentjies. Jesus wat slaap, Jesus wat waak, die disippels wat slaap, en 'n uitnodiging tot ons om te ontwaak. So Jesus waak. Hy is wyd wakker. Is dit nie 'n mooi uitdrukking nie? Hy het 'n wyd wakkerheid. Wat beteken dit? Wat was die inhoud van sy bewussyn? Wat was die aard van sy bewussyn gewees? Wel, hy was bewus van homself, fisies, hy kniel, hy was maar nie net fisies nie, innerlik was hy bewus gewees van sy emosies. Hy sê ek is benoud, van sy verbeelding, sy denke, wat is die Vader besig om te doen, en ek is onseker daaroor van sy begeertes, ek wil so graag, maar hy is so bewus van die self, die ek wat dink, die ek wat voel, en die ek wat wil. Hy is bewus van sy omgewing, hy wil in die tuin wees, hy is bewus van sy disippels, maar hy is nie net bewus van hulle fisiese teenwoordigheid nie, hy weet wat ook in hulle aan die gang is. Hy is ook bewus van hulle angs en hulle smart wat hulle aan die slaap laat raak, maar hy is ook bewus van sy Vader, van God se teenwoordigheid. So, hy het 'n uitgebreide bewussyn. Jesus het nie met 'n aangepaste bewussyn geleef nie, 'n altered state of consciousness nie, maar met 'n expanded, 'n groot, uitgebreide. Hy het al hierdie goed lê in sy bewussyn. Hy dink nie noodwendig daaraan nie, aan alles nie, maar jy kan net in een ding op 'n slag dink, maar dit is soos om by die huis te wees en my vrou is nie daar nie. Is die huis is anderster. As sy daar is, dink ek nie aan haar nie, maar ek is bewus daarvan dat sy daar is en die huis is anders. En dis anderster by die huis, omdat sy daar is. Dis bewussyn. Kom ons verken dalk net vir 'n paar oomblikke, en hier is 'n uitbeelding van die soort bewussyn. En is eintlik van realiteit, van alles wat is en van waarin ek my nou self bevind. Dit is gebaseer op Martin Buber se idee van realiteit wat sê dat ons ten diepste verhoudingswesens is, dat God in die kern van realiteit lê en God is verhouding. Hy is Vader, Seun, Heilige Gees, hy is liefde. En ons is gemaak om in 4 soorte verhoudings te leef. Met myself, ek, met ander mense, ek, jy, met die wêreld, met die dit, ek dit, en dan ook met God, ek u. So doen ons, kom ons doen 'n vinnige verkenning net, kry net 'n gevoel daarvan. Jou liggaam, jy, ek, my liggaam. Miskien is daar 'n pyn ergens in jou, miskien sit jou spanning ergens vas in jou lyf. Jy's bewus van jou lyf, is jy? Maar jy's meer as jou lyf. Daar's iets onsigbaar omtrent jou. Die groot jy kan nie gesien word nie. Wat voel jy? Wat jou dominante gevoel nou? Wat lê agter daai gevoel, jou denke? Met watse beelde loop jy? Watse verbeelding sit jy mee? Wat jou diepste verlange, begeerte op hierdie oomblik? En is jy in kontak met die ek wat dink, die ek wat voel, die ek wat wil hê? Ek is nie my gevoelens nie, as jy bewus van ek.
En dan die dit. Is jy bewus van waar jy is? Alles waarin jy kan vat, die omgewing. Jy bevind jou nou, daar is jou klere. Jou klere. Wat se materiaal is dit? Waar kom dit vandaan? Wie het dit gemaak? Onder wat se omstandighede is dit gemaak? En nou gaan ons na sisteme toe. Nee? Daar's 'n spesifieke politieke sisteem, ekonomiese sisteem, omstandighede waaronder hierdie werk verrig is. Miskien is dit deur kinders gedoen, in kinderarbeid. En alles is onsigbaar, maar dis verteenwoordig in hierdie stuk wat ek hier dra. So, agter alles wat ons het, dink bietjie aan jou motor, dink aan wat jy eet, is daar sisteme, daar's maniere. In die sisteme het instansies. Die instansies is verbind met mekaar. En in elke instansie is daar 'n kommunikasie netwerk wat dit in stand hou. Dis alles deel van die onsigbare wêreld waarin jy jou bevind met dit. Dan staan die ek-jy verhouding. As jy nie meer vir my dit is nie, as ek jou ontmoet het, en ek begin met jou te praat, vind daar oordrag plaas en dan kom 'n koneksie, en so C.S. Lewis sê, jou vriend is die een vir wie jy sê, jy ook. En jy vind uit wat die persoon dink, wat die persoon voel, en daar's 'n gedeelde wêreld, daar's skielike koneksie, maar ek voel presies dieselfde, ek kyk dieselfde na goed, ek deel dieselfde belange as wat jy, daar's waardes, daar's goed wat ons deel, en nou is daar 'n ons wat tot stand gekom het. En ons vind onsself in 'n klomp onse, weet jou gesin, jou werk, is jy deel van 'n gemeenskap, daar's 'n ons, 'n groter, die land waarin jy jouself bevind, die stam waarin jy behoort, is alles verskillende onse. Wat 'n groot wonder is dit nie om dit te kan beleef nie, en die krag en die energie te kan voel van dit as dit plaasvind in jou nie. Maar dan is daar die groot realiteit, God. In die prent van die realiteit sal jy sien dat daar stippellyntjies gemaak is, dat God is buite my, maar God is ook binne my. En God is in alles werksaam. Alle dinge het deur hom ontstaan, sê Johannes 1:4. Hy hou alle dinge in stand, sê Paulus in Kolossense 1:13. Dat hy is die groot hoëoon wat is en wie is. En dis alles deel van ons realiteit. Alles wat hier gesien kan word, wat ons nou van gepraat is ek, dit bestaan, dis baie belangrik, en dit kan nie van mekaar geskei word nie. Al praat ons nou apart van hierdie verskillende dimensies. Dit is net een realiteit. Jy kan onderskei, maar jy kan nie skei nie. En hier is die groot ding, dat ons so maklik dimensies kan uitlaat. Jy weet, en tot God se bestaan wat daar is, kan aan die slaap raak, onbewus raak daarvan. En hier is die groot uitnodiging tot 'n ontwaking om met die bewussyn van Christus te leef, is om bewus te wees van God, van sy liefde en wat hy besig is om te doen. Hy is besig met iets groots in jou lewe. Kyk 'n bietjie wat sê hy vir Petrus. Kan jy nie 1 uur met my bid nie? En dis een van die Griekse kronos, is een van die woorde vir tyd. Hy verwys na die oorlosie se tyd. Hoe laat is dit nou? Vir 60 minute kan jy nie wakker bly nie. Maar dan sê hy, my uur het gekom. Dis Kairos tyd. Dit is nie nou te doen met die oorlosie nie. Dit het nou te doen met wat se tyd is dit nou? Waarvoor is dit nou tyd? En Jesus sê, dis nou vir my, die tyd het nou vir my aangebreek, om die groot ding te doen, waarvoor ek gekom het, in my lewe af te lê, vir hulle wat ek lief het. So is daar in jou lewe, nie net die fisiese tyd nie, maar die Kairos tyd, waarvoor is dit nou tyd in jou lewe? En die groot uitnodiging hier is om te lewe met 'n bewussyn van God. Petrus sê,
Your life is a journey. You must travel with a deep consciousness of God. So daar is meer, dikwels meer as dit waarvan ons bewus is. Kyk, in mindfulness word ons uitgenooi om bewus te raak van ek, van ek, jy, ek dit, maar nie noodwendig vir die ek u nie. Daar is meer as jyself. Daar's iets groter buite in jou. Daar's iets transcendent, wat verby dit gaan. En dis God. En bewus te raak daarvan. Die disipels slaap. Hulle is onbewus. En so kan ons slaapwandelaars word. Paulus skryf en sê, so let's not sleepwalk through life. En 'n filosoof van ons tyd sê dat hy die fundamentele probleem van menswees bestempel as gedurig aan die slaap te raak, bewussyn te verloor. Ons verloor dit veral van God. En dan sekere dimensies van die lewe ook. Ons is geneig om meer op die uiterlike, fisiese dimensie van die lewe te fokus. En te vergeet van die ander, aan die slaap te raak van die ander dimensies. Ons is geneig om meer individualisties te wees en nie groep en ander te dink nie. Kom ek vat net vandag 2 voorbeelde, byvoorbeeld, fisiese probleem te hê, siek te raak, en dit bloot fisies te benader, om die emosionele en geestelike dimensies van siekte te verontagsaam. En dalk leef ons in 'n tyd waarin dit die dominante idee van siekte is, dat dit iets fisies alleenlik is en so behandel moet word. Maar dit is nie hoe Jesus gekyk het daarna nie. Om net te fokus in 'n verhouding op jouself, onbewus te wees van iemand anders se gevoelens, se wense, dit te ontken, dit nie te ag nie. Wat gebeur in so 'n verhouding? Wat gebeur in 'n verhouding waarin ek net my eie belange voorleef? Nou, daar's 'n woord daarvoor in die Bybel. Vlees. Dis ekkigheid. Die ego. Dit is hoe Galasiërs 5 vers 23 die vlees vertaal. Eugene Peterson sê, you know what kind of life develops out of trying to get your own way all the time. Dis die vlees, dis die ekkigheid. Wat gebeur met so 'n lewe? Hy sê, you know, loveless, repetitive, cheap sex. Hy sê, ever increasing, never fulfilling desires. Hy sê, cutthroat competition, ugly parodies of community, en hy gaan aan en hy verduidelik, maar dit is wat gebeur. Dit is hoekom dit so belangrik is om 'n groot uitgebreide bewussyn te ontwikkel. En agter te kom waar jy aan die slaap raak en watter dimensies van jou lewe jy mis. En natuurlik die groot ding is vir God. Was jy al ooit bewus van God se teenwoordigheid? Van God se werk? C.S. Lewis moedig ons aan en hy sê, laat die sonstrale jou na die son toe vat. Wat hy daarby bedoel is, dat as jy met iets te doen kry wat jou roer en wat jou raak, skoonheid, goedheid, energie, krag, intelligensie, wat dit ook al mag wees. Dis 'n uitdrukking, gaan na die bron toe. En op daardie manier kan jy 'n groter uitgebreide bewussyn ontwikkel. En gewoonlik deur so ervaring, is die effek is groot op 'n mens. Kyk wat was die effek op Jesus. Maar dit laat jou gewoonlik nie meer groot en meer belangrik voel nie. Dit laat jou eerder kleiner voel, maar dit laat jou meer heel voel en verbind, connected met God, met die bron van lewe en met alles wat bestaan. Ons word uitgenooi om te ontwaak. En Jesus sê die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Wat beteken dit? Wat is dit die gees is gewillig? Daar is 'n gewilligheid in jou gees, in jou kern, in jou hart, in die ware jy, is daar 'n diep begeerte na meer, na God. Want al is jy hoe mindful van alles,
en jy het nie 'n bewussyn van God nie, mis jy jy mis die bron van die lewe, waaruit alles uitkom. En as hulle leemte in jou bly, en Augustinus het gesê, ek sal vir altyd onrustig wees en bly soek en onvervuld wees in my lewe, totdat ek rus vind in God. Dis net in God. Het jy al ooit in diepte in kontak gekom met daai diep begeerte wat in jou is? As jy op 'n plek is waar jy sê, ek voel niks nie, dan kan jy die Here vra, help my om in kontak te kom met daai diep begeerte in my. Jy moet glo daar is meer. Jy moet glo, jy kan, daar is 'n beter lewe. Maar die vlees is daar. Ons het genoem dat vlees ekkigheid behels, maar daar's meer as die vlees. Daar's die wêreld waarin ons onsself bevind, die dominante kultuur, en dan is daar die bose een, dis eintlik die onheilige drie-eenheid, met vlees, die wêreld en die bose, wat teen dit werk, en teen hierdie begeerte in my werk, en teen die geloof in my werk, dat daar meer is, en dat dit beter is om so te leef, met daardie bewussyn. En dis hoekom Paulus sê, make sure that you don't get so absorbed and exhausted in taking care of all your day-to-day obligations, that you lose track of time and doze off, oblivious to God. Be up and awake to what God is doing. Jesus sê hoe? Deur te kyk. Daar is dinge wat ons kan doen en moet doen om bewustheid te bevorder. Jy word nie gebore nie, jy word eintlik onbewus gebore. Jy's nie bewus, jy weet nie. En dan begin jy met 'n lae bewussyn te leef. En ek kom eers op 18 maande tot stand wat jy selfbewus raak. En dis hoekom die kind op 'n terrible twos en gaan en sê ek wil nie, ek sal. En van daar af ontluik jou bewussyn. En is 'n proses wat moet aanhou en as goed wat jy kan doen. Skenk aandag. Kyk. En hier is twee groot goed wat Jesus in hierdie gedeelte ons na toe uitnooi. Sy woorde en ons eie ervaring. Sy woorde, hoeveel keer sê hy nie, luister, hoor, julle hoor nie wat ek vir julle sê nie. Dis die pad, dis die deurgang na die nuwe bewussyn toe. Petrus sê, in die NIV, you will do well to pay close attention to. Nou, die ou vertaling sê, slaan ag, op wat? Op die profetiese woord en op die lering van die apostels. Nou, dit is ons Bybel vandag. Hy sê, julle sal so goed doen. Dis die woorde van God. Slaan ag daarop, totdat die môrester in jou hart opgaan. Totdat lig begin skyn. Totdat dinge vir jou duidelik begin te word. Totdat jy bewus begin te word. En dit is hoekom die kerk deur die eeue so behep is met die Bybel. En dat almal die Bybel moet lees en moet dink oor die Bybel en moet mediteer oor die Bybel en om moet gaan met die Bybel. Want dis een van die groot hoë weë na hierdie nuwe bewussyn toe. En dan is daar jou eie ervaring. Jou ervaring van pyn. Die disippels se aan die slaap raak as gevolg van hulle hartseer. Weet C.S. Lewis het gesê, God fluister tot ons, maar hy skreeu tot ons deur ons pyn. Boodskappers wat na jou toe kom. En wanneer jy ag slaan op dit, en hulle dink wat kon gebeur het met die disippels, as hulle net probeer het om ontslae te raak van die pyn nie, maar in die pyn in te gaan, kon het hulle gevat het, en dit was die uitnodiging na 'n ander plek toe, na 'n afhanklikheid van God toe, na 'n bewussyn van God toe, na 'n oorgawe aan God, wat alles kan verander. Baie van ons leef 'n baie harde lewe. Van ons leef 'n vervelige lewe. Ons lewens hou nie groot betowering in nie. En baie van ons dink dit lê in nuwe dinge, ander plekke toe rond te reis, 'n ander werk te kry, 'n ander plek te kry, maar daar's 'n ander kortpad soontoe, ander oë te kry, te ontwaak, te kyk, te sien, aan wat 'n wonderlike wêreld jy jouself bevind, wat in jou aan die gang is,
wat God besig is om te doen met jou en in jou lewe. En op 'n ander manier te begin lewe, te groei in hierdie bewussyn, sodat ons meer bewus kan wees van hom, meer van die tyd, elke dag. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord wat U vir ons gee, baie dankie vir die lewe wat U geleef het, en vir die lewe wat U vir ons kom gee. Help ons om te sien, te glo, in kontak te kom met hierdie diep verlange in ons, dit te volg, en te stap, in 'n lewe saam met U, in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees wees en bly met jou. Amen.